Ek sê baie welkom op die livestream. Ek gaan vra, kom ons raak net vir 'n oomblik rustig by die Here en dan begin ons ook hierdie oggend in sy naam. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Amen. Broers en susters, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons nog so 3 aanbiddingsliedere saam. Die genade van my nooit nie. In al my dae is ek veilig in U hand. Die oomblik wat ek opstaan, tot ek weer gaan lê, sal ek sing van die goedheid van God. Lewe lang is U getrou, lewe lang is U net so goed. Dank U as wat ek doen, sal ek sing van die goedheid van God. Sal ek sing van die goedheid
Wat de vriend het ons verliese. Hy wat in ons plek wil staan. Wat de voorrecht opgediende. Tot Gods troon die om te gaan. Vermeer ons toch die vrede. Ach, hoe dikwijls lei ons maat. Weet op dat ons nie ons doode. Uitstort in Gods vaderland. Wat een vriend. De vriend het ons verliese. Hy wat in ons plek wil staan. Wat een voorrecht opgediende. Tot Gods troon weer om te gaan. Vermeer ons toch die vrede. Ach, hoe dikwijls lei ons maat. Weet omdat ons nie ons doode. Uitstort in Gods vaderland. Above all the earth.
exalt thee, O Lord. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, O Lord. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, O Lord, O Lord, O Lord. Kom ons Skepper Gees, lewenmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die Vader sien, visie ook my trooster, kom ons Skepper Gees, kom ons Skepper Gees, lewenmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die waarheid sien, visie ook my trooster, kom ons Skepper Gees. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U vanoggend as die enigste, die ware God, die skepper van alle dinge, die een wat die hele toekoms in U hand vashou. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat geen perke het nie. U is die Almagtige, die Alwetende, die Alomteenwoordige. Here, daar is nie woorde genoeg om U grootheid en U goedheid te besing nie. Dankie dat ons vanoggend hierso so saam as U kinders bymekaar kan kom om ook al ons lof en ons eer aan U te bring. Wees met ons ook in hierdie diens en die woorde wat ons nou gaan lees, breek dit vir ons oop, die boodskap, die betekenis daarvan. Mag ons dit ter harte neem, mag ons daaraan vashou ook in hierdie tyd waarin ons lewe, dat ons nie onkant gevang sal word oor dit wat besig is om te gebeur en waar ons onsself bevind nie. Ons loof en ons prys U. Here, ons bid vir hulle wat in hospitale is, ons bid vir hulle wat se kragte alweens ouderdom afgeneem het, wat nie hier kan wees vanoggend nie. Ons bid vir hulle wat
moet gaan vir operasies. Ons bid vir hulle wat herstel en besig is om te herstel na behandelings en hulle wat worstel met kankers en Here, ons weet, U ken elkeen by die naam. U ken ons nog voordat ons in die moederskoot gevorm was. U weet elke haar wat van ons hoof afval, Here. Ons is so aan U bekend. Dankie dat U ons nooit alleen los nie. Dankie soos Jesaja vanoggend ons net weer herinner, al gaan ons deur daai vuurwind, is U saam met ons. Al gaan ons deur waters wat in vloed is, sal dit ons nie meesleer nie, want U is God, in U hand is ons veilig en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Gaan vra dat die kindertjies so lank vir ons uitbeweeg. Dankie vir Madeleine. As ek werk is dit verhoorde gebede, want ek is tegnologies gestremd. As sy. Julle, ons boodskap vanoggend se tema is 'n ligskou soos nog nooit gesien nie. Dit kom uit Lukas 21. Ons gaan daar lees van vers 25 tot 28. Dit is die profetiese rede oor die koms van die seun van die mens. Ons sal nou weer 'n bietjie so recap doen van waar ons was, wat ons daar deurgewerk het in vanoggend se gedeelte. Die volgende in die lyn wil ek sê van gebeurtenisse wat moet gebeur, is dan die koms van die seun van die mens. En dan, hoe gaan dit gebeur? Daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. Op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees, uit angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is. Want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. En dan sal hulle die seun van die mens met groot krag en majesteit op 'n wolk sien kom. As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop, lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby. As ek net weer vir ons daarso kan net uitlig, dat hoe die mense gaan beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat aan die kom is. Want dit gaan regtig 'n vreesaanjaende gebeurtenis wees vir daardie mense wat se saak nie met die Here reg is nie. Nou, wat het ons so ver deurgewerk? Ons het gesien dat in ons eerste gedeeltes wat ek die eerste Sondag toe ons begin het oor gepreek het, was dat die Here Jesus self is hier so aan die woord. So hy sê vir ons, daar is sekere dinge wat nou moet gebeur. So moenie onkant gevang word, sê hy nie. Moenie dat jy mislei word nie, sê hy uitdruklik vir hulle keer op keer, want al hierdie dinge wat ons deesdae sien op die nuus en op die medias en al die dinge van voorspellings van getye wanneer die wederkoms gaan wees of die wegrapings of al hierdie goede. Jesus sê, wag, raak rustig, ek praat met julle, ek is die waarheid. So, hy gaan nie vir ons jok nie, kyk wat sê hy. En hy voorspel dan die eerste ding waarvoor hulle moet uitkyk is dat die tempel gaan val. En ons sien dit gebeur. 70 na Christus val die tempel in Jerusalem met die inname van die Romeine. Dan sien ons dat Jesus sê, daar gaan baie rampe en vervolging kom daarna. En deur die eeue sien ons hierdie dinge gebeur. Dit gebeur vandag nog. Maar nêrens was dit so ernstig soos met daai eerste Christene wat op brandstapels aan die brand gesteek is, wat as fakkels vir keiser Nero moes in die strate rondgehakkel waar hulle die Christene aan die brand gesteek het en waar hulle so moes rondhardloop. So hierdie dinge het gebeur, maar dit gebeur vandag nog. Vandag nog, iemand het iewers ook in die naweek het ek gesien van die Christene wat weer ook hier so in ons buurland weer vermoor is. En ons sien 'n ding wat mense eintlik baie op die televisie sien is, in Nigerië is daar al meer Christene vermoor as wat daar mense dood is in hierdie oorlog tussen Israel en Hamas. So, die dinge is aan die gebeur, dit gebeur vandag nog, dit het nog altyd gebeur, dit was in die Eerste Wêreldoorlog so. So dit is krimme wat die heeltyd homself afspeel. Hierdie dinge gaan die heeltyd gebeur, maar hierdie tekens gaan al hoe erger en erger word soos geboortepyne. Daarom die aardbewings. Elke keer as daar nou 'n aardbewing kom, dan is dit die grootste ene wat nog in die geskiedenis was, of dit is maand op maand en nou lees daar amper week op week gebeur hierdie dinge, want dit is soos geboortepyne. En ons sien dit en die Here praat met ons daardeur. En dan laas Sondag het Dominee Andrei vir ons gesê van die groot verdrukking.
En dat Jesus sê, ons gaan deur daai verdrukking gaan, totdat hy kom. So, maak jou eie afleidings daarvan, gaan ondersoek hierdie dinge, het ons gesê, dit is nie vir ons om vir julle te wil oortuig waarin jy moet glo jy in 'n wegraping, glo jy gaan deur die verdrukking gaan. Die einde van die storie is, ons moet reg wees vir wanneer Jesus gaan kom. En dan sê dit vanoggend vir ons, na die verdrukking sal daar hierdie tekens in die hemelruim wees. Nou, dit begin ook onmiddellik. Dink aan Jesus met sy kruisiging, onmiddellik praat God met ons deur tekens in die lig. Die son word verduister vir 3 ure. En ons weet wat in daai 3 ure dat Jesus te sterwe kom. En God praat verskeie plekke met ons deur hierdie sigbare tekens in die hemelruim. Dink aan Josua hoofstuk 10, waar God die son laat stil staan want Israel is besig met 'n oorlog, en as die son sou sak, sal hulle nie die oorlog wen nie. En wat doen God? Want hy het mag oor alles. Hy laat die son stil staan, sodat die Israeliete die oorlog kon wen. Dink aan Jesaja 38, waar God die son laat agteruit beweeg. Dis een ding dat die son hy kom hier op en hy gaan daaronder, maar om hom terug te skuif, wie kan dit doen behalwe God? Dit was met Hiskia gewees, toe hy op sterwe lê en hy pleit by die Here vir nog 'n paar jaar van gespaarde lewe. Die Here sê vir hom, ek sal jou red, en dan sê hy, maar gee vir my 'n teken, en dan skuif God vir hom die son terug op die trappe. Dit is wat God kan doen. Dit is die God wat ons aanbid. Dit is hy wat mag het oor alles. Hy het dit in die hemelruim geplaas. Hy kan doen daarmee soos wat hy wil. En dan sien ons dat hy veral met ons praat met hierdie tekens in die hemelruim. Nou kan ons onsself vra vandag, stem hierdie gedeelte wat ons gelees het vanoggend met iets in Openbaring, want ons weet die eindtye moet ons iewers ook met Openbaring ooreenkom. En dan sien ons dit baie duidelik in Openbaring 6 vers 12 tot 17, wat skryf oor hierdie selfde gebeurtenisse. Interessant dat Johannes gebruik ook die beeld van die vyeboom, dit wat Dominee Andrei volgende met ons oor gaan praat, maar hy gebruik die vyeboom aan die einde van die seisoen, waar die volgende gedeelte gaan oor wanneer die vyeboom gaan begin bot. Maar Johannes praat van die vye wat al van die boom begin afval, en die blare wat begin wegwaai. So dit sê vir ons, hierdie dinge is aan die gebeur, en wanneer ons hierdie tekens aan die hemelruim sien, moet ons weet, nou is dit die einde van die seisoen, nou is als op die einde, en die einde het aangebreek. Dit waarna ons as Christene ons hele lewe lank na uitsien. Dit wat mense van die begin tot die einde, vandat Jesus gekom het na sy eerste koms tot die wederkoms, is dit waarna almal uitsien, is daai tweede koms van Christus, wanneer hy ons gaan huis toe vat, na ons ewige tuiste toe. En dan sal ons weet, dat die oordeel breek ook aan vir die mense wat nie in Christus glo nie. En dan die rand wat die boek skryf, Openbaring A tot Z, dis so dik boek van Openbaring, sy verduideliking van Openbaring is groter as wat die hele Bybel omtrent self is, maar hy skryf dat ons met hierdie kosmiese gebeurtenisse, hierdie ding wat in die hemelruim gaan gebeur, hierdie sterre wat gaan val en die son wat gaan donker word, ons moet dit as letterlik verstaan, ons gaan dit sien. Ons gaan dit sien, as jy gaan lewe in daai tyd wanneer die wederkoms gaan wees, gaan jy dit kan sien. Maar onthou ook, jy kan voor die tyd huis toe geneem word, deur 'n dood of 'n afsterwe, gaan jy jou ewigheid tegemoet. Maar vir die mense wat op die aarde gaan wees, gaan hierdie dinge in die hemelruim sien gebeur. En ons sien dat hierdie dinge word nie net in Openbaring en deur Jesus vir ons vertel nie, hierdie goed word al in Jesaja voorspel. Jesaja 13 vers 10 sê, die sterre en die sterrebeelde sal nie meer lig gee nie. En die son sal donker wees wanneer hy opkom, en die maan sal ophou lig gee. En dan vers 13 sê, ek sal die hemel skud, die aarde sal uit sy plek uitgeruk word. Ek, die Here, die Almagtige, doen dit in my gramskap, die dag wanneer my toorn ontvlam. Want ons moet onthou, God sit daar, en elke aborsie, elke plaasmoord, elke moord, elke verkrachting, elke verskriklike ding wat op hierdie aarde gebeur, God sit en kyk, en hy sien hierdie dinge raak, en hy hou dit in, maar daar gaan 'n dag kom wat God gaan sê, genoeg is genoeg,
My kinders het genoeg swaar gekry, ek gaan my seun stuur om sy bruid te gaan haal. So, ons kan nie dan sê, hoekom doen God hierdie verskriklike ding, en hoekom is daar 'n hel nie, want die mense het dit oor hulle self gebring. Ander gedeeltes in die Ou Testament waar ons lees van hierdie dinge wat in die hemel gaan gebeur, is Jesaja 24, vers 1 tot 6, Esegiel, Joël. So, wat ek daarby probeer sê net is, dit is nie iets vreemds nie, dit is nie net een persoon wat dit sê, dit is nie net Jesus wat dit sê nie, dit is nog oor die eeue lank is dit voorspel, dat hierdie dinge wat in die hemelruim gaan gebeur, sal vir ons aandui dat alles is besig om tot 'n einde te kom, dat die tyd van afrekening gekom het, en dat God maak met 'n dramatiese beweging 'n einde in 'n plek vir 'n nuwe wonderlike begin. Onthou, alles het by die begin, toe God in Genesis 1 geskaap het, het hy lig en duisternis geskei, en hy begin om die hemelgewelf daar te sit. So God het die hemelruim uitgespan, en hy gaan dit opvou op die einde. Dis vir my wonderlik, dis 'n vol sirkel, van die begin van Genesis 1 tot by die wederkoms van Christus, een mooi groot sirkel wat voltooi is, want God is by magte om dit te kan doen. So vir die wat se saak by die Here reg is, sal ons hoef nie te vrees nie. Dit staan vir ons opgeskryf in Romeine, vir ons wat in Christus glo is daar geen veroordeling nie. So ons sal Christus tegemoet gaan en ons sal bly wees om ons bruidegom te sien, en hy sal bly wees vir ons wat by hom gaan aansluit. Maar vir die wat vers 26 sê, maar vir die wie se saak met die Here nie reg is nie, gaan dit 'n verskriklike einde wees. Ons moet dink net, elke persoon wat die naam van die Here so lasterlik gebruik het, elke persoon wat gesê daar is nie 'n God nie, en 'n bespotting van hom gemaak het, en al die spotprentjies en goede, daai persoon wat gesê het, ek sien ander dag op weer iemand wat een van hierdie, wat is dit, hulle vir die films en goede, dan sê hulle, ag, die laaste persoon wat ek vir hierdie toekenning moet dank is Jesus Christus. So spot hulle, so blaatant, uittartend. Maar daar gaan daai dag kom wanneer hierdie sterre gaan val en die seën op die wolke kom, wat daai persoon gaan besef met wie het hy gespot. En met wie se naam het ek misbruik die hele tyd. En as ek vir jou sê, moenie asseblief my Here se naam so gebruik nie, dan hou jy nog eers daarmee aan. So daai mense gaan hulle self nie kan verontskuldig nie, en hulle sal sterf van angs. Ons sien ook dat hierdie beeld van Noag vir ons gebruik word. Ons sien dat die vloedwaters sal soos vloedgolwe kom, en ons dink onmiddellik, wat het met Noag gebeur? God was kwaad vir die mensdom, en hy het daai vloed gestuur om die mensdom, as dit kon sou hy vir Noag hulle ook uitgevee het, maar hy het daarin gesien, daar's iets in Noag, en hy sal 'n nuwe begin weer maak met die mense, met Noag en sy gesin. So, die vernietiging van die mensdom in die vloedgolwe is ook 'n deel wat God met ons praat. En ons kan dink aan ons eie dorp net, die laaste paar jaar kom hierdie rivier keer op keer af, ons land is baie plekke verspoel, hier langs die kusgebiede, en ons sien dit. En ons kan nie sê, maar die Here praat nie met ons, en ek het nie geweet nie, al hierdie dinge, Jesus 2000 jaar terug, en dit gebeur vandag so. So ons aanbid die enigste en die ware God. In vers 27 sê, dan na hierdie sterre geval het, dan sal ons die seun van die mens met groot krag en majesteit op die wolke sien kom. En hy sê dan, lig op jou kop, want jou verlossing het naby gekom. En iets met kyk en jou kop oplig is ook baie belangrik. Sien ons keer op keer ook in die woord van die Here. Dink aan Hebreërs 12 vers 2 wat sê, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volleinde van die geloof. So ons moet ons oë oprig. Ons moet, soos daai psalmdigter, ek slaan my oë op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. Want julle, ons lewe in 'n tyd wanneer dinge so swaar gaan, dat ons almal loop kop onderste bo. Die wêreld is besig om ons onder te kry. Die swaar van werkverloor, die siektes wat ons mee worstel, al hierdie dinge maak dat ons in mekaar sak, en dat ons net afkyk van moedeloosheid en van geen hoop nie. Maar God sê, lig op julle oë, ek is op pad
Wanneer jy hierdie dinge in die wêreld begin sien gebeur, weet ek is op pad. En daar sal in die wêreld geen twyfel wees oor wat nou aan die gebeur is nie. Nie net vir die Christene gaan ons weet, hierdie is nou die tyd nie. Die einde het aangebreek nie. Vir daai mense wat hulle rug op hom gedraai het, wat hom gevloek het en sy naam misbruik het en al hierdie dinge en gesê daar bestaan nie 'n God nie en grappe gemaak oor hom, hulle gaan dit ook weet. En vir hulle gaan dit 'n verskriklike dag wees. Want daar is geen tyd meer vir hulle om reg te maak nie. Dit is die einde. Hulle het hulle volhard en dit is die sonde teen die Heilige Gees waarvan hulle praat nie woord. Die een sonde wat nie vergewe kan word nie, is dat jy aanhou en aanhou om te sê daar is nie 'n God nie. Jy sien die aardbewings, jy sien die oorlog, jy sien die gerugte van die oorlog, jy sien al hierdie dinge wat Jesus vir ons voorspel het en jy sê daar is nie 'n God nie. En dan kan jy op daai oomblik gaan daar nie tyd wees vir regmaak nie. Dit is die einde. Vir ons as gelowiges is dit ook die eindstreep van 'n harde wedloop soos wat Paulus sê. Die medalje om ons nek wat ons gaan kry om te sê dankie dat jy tot die einde toe volhard is, want dit het Jesus ook in daai eerste gedeelte gesê, wie tot die einde volhard sal gered word. En nou kom wat ons in Hebreërs 11 vers 1 sê, wat is geloof? Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. 'n vaste versekering dat dit wel sal gebeur. En nou die uiteinde van dit is, nou sien ons wat ons geglo het. Want nog nie een van ons wat hier sit vanoggend het al vir Jesus Christus gesien nie. Ons sien hom in dinge wat gebeur, ons sien hom aan die werk, maar jy het hom nog nie van aangesig tot aangesig gesien nie. Ons ken hom deur wat ons van hom lees in die woord. Ons ken hom van wat ons in prediking en in liedere wat ons sing, maar ons het hom nog nooit gesien nie. So partykeer twyfel mense. Partykeer twyfel hulle wanneer die swaar dinge kom, wanneer jy met 'n siekte gediagnoseer word of wanneer dinge verkeerd gaan in jou lewe, glo ek dalk miskien in die regte God. Is die moslems nie dalk reg nie? Is Boeddha dalk nie die manier nie? Maar daai dag gaan dit waarin jy geglo het, dit waarin jy vasgehou het, jou hele lewe lank gaan jy dit sien gebeur. En watter wonderlike gesig gaan dit nie net vir ons wees nie. Ons sien ook baie sterk ooreenkomste tussen hierdie kosmiese gebeurtenisse en die 10 plaae in Egipte. En ons sien dat die 9de plaag in Egipte was 3 dae van duisternis. Weereens, God praat. Hy's besig om sy volk van slawerny van die Egiptiese juk te wil uitlei en die voorlaaste ding wat gebeur is, hy laat die aarde duister word. 3 dae van duisternis. En dit wys vir ons dis baie naby aan daai eindstreep wanneer die uittog gaan gebeur. En dit sê net vir my, hoekom die 9de plaag eers? Hoekom het hierdie duisternis nie vroeër gebeur, die 2de of die 1ste plaag dalk selfs nie? Want die Here sê vir ons ook deur hierdie kosmiese gebeurtenisse dat die einde is naby. En ons dink aan die Paasfees, aan die dood van die eerstgeborenes, die bloed wat aan die kusyne moes gesmeer geword het. En dit laat my dink ook net aan hoe Jesus is hierdie paaslam, die volmaakte offer. En hy is die een wat ons uitlei uit slawerny uit. Ons slawerny is nie Egipte of regering waarmee ons nie saamstem nie. Ons as kinders van die Here, ons slawejuk is die sonde. En Jesus Christus kom en hy lei ons uit. En dan wanneer hy weer kom, na hierdie duisternis, is hy die een wat ons gaan inneem in die ewigheid in. Ons wil net so vinnig, wil ek net vir julle, ek weet nie hoe baie duidelikheid is nie, maar net om vir julle te wys, hierdie dinge is nie net een persoon en dit stem nie ooreen nie. Die Bybel kan homself nooit weerspreek nie. Onthou ons het nou Matteus, Markus, Lukas en vir Johannes, wat elkeen skryf oor dieselfde ding en hulle gebruik presies dieselfde beelde in presies dieselfde volgorde en die dinge wat hulle heel eers sê, kyk vir oorlog. Daar gaan tweedrag en twis wees. Johannes skryf dit internasionale tweedrag. Ons sien hierdie dinge aan die gebeur. Ons sien al hierdie, hoekom is daar wat is hierdie organisasie? Ek kyk nie eens amper meer na die goed nie, maar daar wat Donald Trump nou die dag weer daar gaan praat en dan staan in daai groen gebou en
Ja, maar in elk geval, die goed is, hulle het nou 'n organisasie nodig om hierdie mense almal onder beheer te probeer hou en te probeer kalmeer. So hierdie goede gebeur, hongersnode, aardbewings. Johannes skryf wel van aardbewings en hy lê meer klem op peste wat gaan kom. Ons dink aan die COVID en al die dinge wat ons ook nou het ek so 'n bietjie vanaf hier so oorgevee. Ons dink aan die COVIDs en al die goede, maar al hierdie goede is daardie vervolgings en al baie goede wat moet gebeur, die vervolging soos wat ons dit sien, en dan die heel laaste tekens wat gaan gebeur, is die son en die maansverduisteringe en dan hierdie sterre wat gaan val. So al 4 hierdie skrywers skryf oor dit in presies dieselfde volgorde, presies dieselfde goed wat gaan gebeur. So ons hoef nie te twyfel nie. Ons hoef nie, want ons het gelees dat daar gaan mense wees wat ons sê, nee, Jesus is hier, moenie so toe gaan nie, want julle moet net opkyk. Kyk na die sterre, wanneer hulle begin val, dan is die einde daar. Intussen gaan ons aan en ons verkondig die woord van die Here. Die saailand is die wêreld. Ons het 'n groot taak op hande. Want wanneer daai dag kom, gaan hulle wat nie vir Jesus ken nie, gaan die hel tegemoet en ons sal ewige lewe hê. Maar wil jy iemand in die hel sien? Nie eers jou ergste vyand wil jy daar sien nie. Want mense, dit is nie 'n plek waar jy jou ewigheid hê. En ewigheid beteken, daar is nie weer 'n regmaak nie. Daar gaan nie weer 'n Jesus wees wat kan kom sterf en die prys kom betaal om daai verlorenes nie. Dan is dit vir ewig en vir ewig. Dit beteken dit hou nie op nie. Jy kan nie terugkom nie. Dink aan daai ryk man en Lazarus wat gevra het, dat hy net kom en die punt van sy vinger op my tong kom sit. So erg is dit. En ons kan nie sê ons het nie geweet nie. So met al hierdie dinge sê dit vir ons dat dit is soos ek nou gesê het, dat Jesus skryf Hebreërs vir ons, dat is meer as Moses. So Jesus kom ons verlos van ons slawerny van sonde. En hy neem ons na ons beloofde land, wat die wederkoms is, wat 'n ewigheid saam met God is. Hy kom lei ons uit, en hy vat ons daarheen. Hy het alles kom doen, wat nodig was om te doen. Hy is die paaslam, en het jy hom aanvaar? Ken jy vir Jesus, maar soos ek laas ook gesê het, ken hy jou? Daar's so baie mense wat in hierdie tyd snaakse goedjies doen, om te probeer om hulle net reg te kry, ietsie wat ek kan doen. Al wat jy moet doen is glo in die Here. Dis al hoe jy in die hemel kan kom, nie deur jouself nou vinnig te gaan laat doop as hulle sê nee, nou moet jy net eers laat doop, anders kan jy nie die ewigheid. Nou doen jy hierdie ding as 'n ritueel net om te probeer om 'n stempel te kry in jou paspoort dat jy kan hemel toe gaan. Dit werk nie so nie. Jy kan nie dit so doen nie. Ja, soos daai sondaar aan die regterhand van God, kan jy op die laaste oomblik gered word. Maar die mense wat hierdie dingetjies doen, deesdae net om te probeer hulle self te kry om in die hemel te kom. Dis niks wat jy kan doen nie. Dis of Jesus ken jou of hy ken jou nie. Die woord sê ook vir ons, daar gaan mense voor Jesus verskyn en dan gaan hulle sê, Here, maar ek het duiwels in die naam uitgedryf. Here, ek het hierdie dinge in die naam gedoen. Dan gaan hy sê, gaan weg, ek ken jou nie. So mense, ons moet versigtig wees. Daar's so baie dinge wat ongelukkig in kerke gebeur. En onder die naam van die Here, wat mense dink, hulle moet net die dingetjie doen, of hulle moet net daai dingetjie doen, dan is hulle reg, dan sal hulle die hemel ingaan. Of as ons voor die Jesus gaan verskyn, dan dink jy, al wat ek moet sê is, Here, het vir my sondes aan die kruis gesterf. Ja, dit is wat jy moet glo. Maar bedoel jy dit? En weet jy bedoel dit? Openbaring, ons ken almal die merk van die dier, maar Openbaring praat ook, het jy die merk van Jesus op jou voorkop en op jou hand. As ons gaan dink, waar kom daai beeld vandaan uit Deuteronomium 6? Moes die Israeliete altyd, hulle het in die gebedsbandjies, die wat al in Israel was, hulle dit sien, hulle draai dit so styf. Is 'n gebedsbandjie wat dit wat hulle doen en wat hulle dink, dit is ook om hulle kop gedraai. So dit wat jy doen en dink, wat doen en dink jy die hele dag? Is jy met bose planne en dinge besig, of is jy besig om te doen en te dink dit wat Christus vir ons gevra het? Is jy besig om die evangelie te versprei oor die aarde? Is jy besig om jou kinders, om met jou man, om met jou familie te praat oor Christus, of het ons net so begin stil word en ag, ons praat met niemand nie, dis 'n ding tussen my en die Here? Nee, Jesus het gesê, gaan uit
in Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die aarde, so ons moet ophou om stil te wees en te sê, nee, my saak tussen my en die Here is net tussen ons twee. Nee, dit was nog nooit so nie. Hy het die disippels uitgestuur, 2-2, want ons moet gaan. Deel van die wapenrusting van God is, sit die bereidheid om die evangelie te verkondig aan julle voete, gaan uit, gaan vertel vir mense. As die Here iets goeds vir jou gedoen het, as hy jou gehelp het met 'n siekte, met 'n wat ook al, gaan getuig daarvan. Moenie stil bly daaroor nie, want dit bring eer aan hom en dis waarvoor ons op aarde is. En weer eens, moenie onkant betrap word. Jy moet nou nie net so sit en wag vir die sterretjies om te val, soos wat Paulus naderhand vir die Tessalonisense moes geskryf het. Hou op om net te sit. Staan op en gaan aan met die lewe. Ons sien hierdie goede en ons weet die einde kan enige dag aanbreek. Maar ons kan ook nie net onder 'n boom sit en wag nie. Want ons weet, dit moet nou baie naby wees. Nee, maak seker jou kind ken die Here, maak seker jou familie is almal reg. Hulle saak, jou buurman, jou wie ook al, maak jou eie saak by die Here reg, jy het nog tyd. Want as daai sterre begin val, is dit als verby. Dan is daar nie tyd om jou saligheid te probeer regkry nie. Dan is dit te laat. En wees elke dag reg, want ons kan so wag vir die ster om te val, maar môre sterf jy in 'n hartaanval of in 'n motorongeluk. Julle het al hierdie dinge 1000 kere by ons gehoor. So ons kan nie eens sê ons was nie gewaarsku. So julle moenie mislei word nie. Kyk vir hierdie dinge, dit gaan gebeur. En die God wat dit in die begin geplaas het, hy sal dit oprol. Maar die wonderlike is, wanneer ons saam met hom gaan wees, gaan daar 'n hele nuwe hemel en 'n hele nuwe aarde kom. 'n Aarde waar daar geen meer sonde gaan wees nie. 'n Aarde wat nooit weer gaan iets oud word of swak word of teniet gaan nie. Daar gaan geen dood, geen hartseer, geen siekte meer wees in die hemel nie. Wat 'n wonderlike vooruitsig. So om vas te hou tot op die einde. Hou vir jou 'n groot beloning in. Hou julle koppe op julle. Hou op die kruis gerig en op Jesus se terugkom gerig. Onthou vir Petrus wat toe hy sy oë van Christus afval, dan val hy onder die water. Maar ook hoe wonderlik is Christus, hy laat hom nie eers, nou Petrus lekker, kom op, laat ek sien nie. Nee, toe Petrus begin val, het hy hom dadelik opgerig. So wanneer jy begin val, wanneer jy begin afdwaal, sal Jesus jou terugbring. En hy weet van die swaar kry wat ons beleef. En hy het simpatie met ons, want hy was self mens op hierdie aarde. Hy weet van vervolging. Hy weet hoe dit is om in die gesig gespoeg te word, om ontkend te word, om al hierdie swaar dinge deur te gaan, wat ons deurgaan. Hy het begrip daarvoor. En hy stap saam met jou die pad. En hy het ook nooit gesê, neem my aan en dan gaan alles net maanskyn en rose wees nie, maar hy het gesê, al gaan jy dan daar deur daai rivier, dit sal jou nie meer sleer nie, want ek is by jou. Al gaan jy in daai vuurwind in, is hy die 4de persoon saam met jou in daai vuurwind, saam met jou en jou 2 ander maats, want dit is wie God is. En hy gaan ons nie op die einde alleen laat. Hy sou nie kom sterf het, as hy ons net sou oorgegee het nie. Nee, net soos met Noag, het hy altyd daai hart vir daai mense wat hom liefhet, wat hom soek in alles, en wat wil lewe elke dag, om hom te verheerlik. En is vir ons wat dit gaan doen tot op die einde, wat hy gaan kom om te kom haal. En dan sal ons opgaan om die lig tegemoet, en saam met die ruiter vir die wit perd afkom, vir die slag van Armageddon, en al daardie dinge, maar ons sal ander kere by daai dinge uitkom. Ek sluit net vir ons af, en sê, hoe lyk jou saak met die Here vandag? As hy nou moet kom, as daai trompet nou blaas, as hier nou iemand instap met 'n masjiengeweer en hier begin skiet onder ons, is ons in die hemel? Gaan ons hom sien? Of is jou saak nog nie daar nie? Maak reg, voordat dit te laat is. Ek sluit vir ons af. Here, baie dankie vir hierdie oggend. Dankie vir die woord, en dankie dat u ons daardeur leer, dat ons sal weet, wanneer die einde gaan aanbreek. Dat ons nie deur valse messiasse of valse tekens en dinge om die bos gelei gaan word nie. Want u het mag oor die hemel reën. U sal die hemel oprol soos wat u dit uitgespan het in die begin. Maar ons weet ook, u sal vir ons 'n hele nuwe hemel en 'n hele nuwe aarde bring, waar daar geen meer dood en hartseer en bekommernisse sal wees nie. Geen siektes nie, geen bekleierye en doodslaan nie, soos wat daar was van Kain en Abel, direk na die paradys, al die eerste boeties maak mekaar dood, Here.
En van die begin af is alles net chaos, want sonde het 'n groot uitwerking, nie net op die mens nie, maar ook op die hele natuur en selfs op die sterre, Here, dat alles is aan verganklikheid onderworpe. Ons dankie dat ons wat in U hand is, dat niks ons daaruit sal red nie. Here, dankie dat U is wie U is, en dat ons net weet, in U hande is ons veilig, en al raak ons krag te min, sal U ons op die skouers dra, en sal ons daai een ry voetspore sien, wat ons weet, U is die God wat ons optel, wanneer ons self nie meer kan nie. Help ons om ons oë gerig te hou op die wolke, en dalk elke dag reg te wees, om U te sien van aangesig tot aangesig. Ons loof en ons prys U in Jesus naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons hierdie wonderlike lied. Het was so lekker om met 'n volgroep vanoggend ook die lofprysing te doen, so dankie ook vir almal. En Steven is dalk in die badkamer of ietsie. Daar kom my. Jy sal 'n stem agter oor die visiepad loop hier langs, so kom ons sing lekker saam met hulle.
kom om ons te laat. Amen. Hy kom verseker. Dis hoe die Christene mekaar in daai eerste tyd moes herinner het, Maranatha, kom Here Jesus, kom gou, en hy kom gou weer, maak seker ons is reg om hom tegemoet te gaan. Ontvang dan uit die Here se seën, en ekskuus net voordat ek die seën gaan uitspreek, jammer, daar is nog kaartjies by my beskikbaar vir volgende naweek, as julle wil vat en later betaal, is julle ook welkom. Ek gaan in my kantoor wees, is net hier in die gang af, so julle is welkom by my te kom kry. En kom drink lekker koffie en tee saam met ons, ons sien uit om lekker saam te kuier. Ontvang dan uit die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, wat ons nie sal alleen laat nie, maar wat met ons is elke dag, ook op hierdie pad wat ons stap, en die vertroostende teenwoordigheid van sy Heilige Gees, sal met julle elkeen wees. Amen.